Miskien is dit nou nie die regte tyd nie, maar ek maak dit sommer die regte tyd. Ek sien die mense wat vir die eerste keer hier is, kan ek net julle hande sien asseblief, wat vir die eerste keer hier is. Daar die 3 mense nog. So daar's 3 mense wat vir die eerste keer hier is. Kom ons gee vir hulle hande klap en ons sê vir hulle welkom. Baie welkom hierso. Baie welkom. Dankie vir die mense wat die musiek gelei het. Die belangrikste is die teenwoordigheid van die Here. Kom ons bid, Here, ons kan nie sonder U nie, en ons bid dat God se Gees vaardig sal raak, en dat die Here met elkeen van ons op sy besondere manier praat. Dankie vir hierdie geleentheid. Ek wil bid, Here, dat nie een van ons kans verby sal gaan, om die goeie nuus, die evangelie van Jesus te hoor, en te reageer daarop vandag nie, in Jesus se naam. Amen. So, die tema van my woord, natuurlik, is oor die kruis, en die tema is die oorwinning van die kruis. Eintlik moet ek sê, die bonatuurlike oorwinning van die kruis. Paulus het gesê, dat ek verkondig die evangelie, die angelo, die goeie nuus van Jesus, en niks anderste as Jesus die gekruisigde nie. En hy sê verder, as iemand 'n ander evangelie verkondig, dan laat hy 'n vervloeking wees. So Paulus sê, ek verkondig die evangelie, die goeie nuus van Jesus, die gekruisigde. So as ons dan dit verstaan, dan weet ons dat die kruisiging van Jesus is eintlik in die middel van die evangelie, is dit nie so nie? Ek dink is een van die belangrikste dinge. In hierdie week het ek mos oor Markus elke dag oor Markus gepraat, oor die tydlyn en alles. Vanoggend wil ek eintlik praat en ek wil vra dat ons bid en laat ons 'n geestelike, die bonatuurlike werking van die kruisiging, wat het eintlik daar gebeur, dit is die telos, die doel van die woord wat ek vanoggend vir julle bring. So Paulus het gesê dat ek verkondig Jesus as die gekruisigde. En die tema is oorwinning. Ons kry oorwinning by die kruis. Nou, hoe gaan ons oorwinning by die kruis kry? Ek wil die eerste vers wat ek lees is Kolossense 2 vanaf vers 13. En Paulus praat met die Kolossense en hy sê, julle wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het hy, dit is God, saam met hom, saam met Jesus lewend gemaak, deur hy julle al die misdade vergewe het. Hoe word 'n mens wat dood is van die misdade, hoe word 'n persoon dan 'n kind van God? Hoe dit gebeur, deurdat hy julle al julle misdade vergewe het. Dis die eerste ding wat die kruis beteken. Dit beteken dat ons misdade, die dinge wat ons verkeerd gedoen het, dit is vergewe. Ek wil vir elkeen wat hierso sit sê, en vir myself, dat die Here het ons misdade vergewe. Die misdade wat ons bely het, het hy vergewe. En hy dink nie weer daaraan nie. Amen. Hy het ons vergewe. Hoor, hy het ons vergewe. Die misdade wat jy gepleeg het voor jy die kind van die Here was, en nadat jy 'n kind van die Here is, vergewe hy nog. Daar's geen misdaad wat God nie kan vergewe nie. En as ons dit verstaan, dan verstaan ons oor die kruisiging. Dan verstaan ons baie meer dinge. Vers 14 sê, en die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, hy het dit uitgedeld en weggeneem deur dit aan die kruis vas te spyker. Hoe het hy ons misdade vergewe? Deur die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedeld, weggeneem en aan die kruis vasgenaal het. So ons skuldbrief, die dinge van ons lewe, al ons sondes, alles, sê hulle, is aan die kruis vasgenaal. Vers 15 sê, nadat hy die owerhede en die magte uitgeklee het, en hulle in die openbaar tentoongestel het, en daardeur oor hulle getriomfeer het, nadat hy die owerhede en die magte, ons leer, dat ons prys is nie teen stryd, teen vlees en bloed nie, maar teen die magte, teen die owerhede, teen die bose geeste in die lig, nadat hy dit uitgeklee het, en dit oorwin het. Die Kolossense mense en die oudtydse mense en die Bybelse mense het dit baie goed verstaan. As die Israeliete gaan veg teen die Filistyne of wat 'n nasie ook al, en hulle oorwin hulle,
dan hulle sê hulle het hulle uitgeklee, dan vat hulle die konings van daai mense en hulle trek hulle uit, hulle maak hulle nakend en hulle loop ry deur die straat met 'n triomftog. En dan die goedes wat hulle in daai land gevat het, gee hulle vir die mense. En dit is wat Paulus verstaan. Maar as ons in 'n bonatuurlike, geestelike ding kyk, dan sê die woord van die Here dat God het die owerhede en die magte uitgeklee en hulle in die openbaar gemaak en ons vrygemaak. Sien julle die metafoor van die koning, die Israeliete het gewen. So hulle klee die mense uit, hulle skaal, hulle gooi die goed wat hulle gegee het. In die natuurlike en die bonatuurlike is dit so, dat in die kruis het God die owerhede verslaan, die bonatuurlike magte, en hy gee vir ons so gawes. Ons gaan nog eendag oor die gawes praat. So is almal verstaan elkeen wat ek nou gesê het. So dit is die kruis, dit is die triomf, dit is die oorwinning van die kruis vir elkeen van ons. Dit is wonderlik om te weet dat hy hulle uitgeklee het, en hy het hulle tentoongestel, en oor hulle getriomfeer, omdat die koning van die koning Jesus oor die vyand van sonde en goed getriomfeer het. Daarom kan ons ook triomfeer, want ons is kinders van God, erfgename, mede-erfgename. Ek wil hê dat wanneer ons hier uitstap, moet ons weet, ons triomfeer. Deur hoe? Deur die kruis. 1 Korintiërs 1 vers 18 sê, want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan. So die woord van die kruis is dwaasheid vir die mense wat verlore gaan. Hulle sien dit as dwaasheid, dis domheid. Hoe kan dit so wees? So verlore gaande mense is dwaase mense, sê die woord. Maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Die kruis van Jesus is die krag van God, waar Jesus aan die kruis gesterf het. En vir die mense wat verlore gaan, is dit dwaasheid. Amen. 1 Korintiërs 2 vers 2 sê, want ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie, as Jesus Christus en hom as die gekruisigde. Paulus sê weer eens, ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie, as Jesus Christus, hom as die gekruisigde. Die ongelowige mense is dwaase mense. Die gelowige mense glo in ons harte dat ons misdade wat ons gepleeg het, is vergewe. Al ons misdade. Daar's geen misdaad wat God nie kan vergewe nie. Die bloed van Jesus reinig ons van alle misdade. God se plan vir ons het mos gepraat oor hierdie 5 dinge, dit is God se plan. Daar's 'n skrywer, 'n baie belangrike skilder, wat geskilder het, en onder het hy in Latyn geskryf, en hy 3 vrae gevra. Waar kom ons vandaan? Wat is ons? En waar gaan ons heen? Ek wil vanoggend vir julle die vraag vra, waar kom jy vandaan? Want die Here in sy woord en ook in Kolossense sê, ek is deur God geskape, vir God, deur God, vir God. So waar kom ons vandaan? Ons kom van die Here af. Weet julle dit, dat jy van die Here afkom? In die tyd waar ons lewe en die wêreld gejaagde goed is, dan vergeet ons dit. Waar kom ons vandaan? Ons kom van die Here af. God het ons geskaap in ons moeder skoot, terwyl ons nog onbekend was. Wat is ons? En dit wat ons is, kan ons kies. Ons kan kies. Of ons kan God kies, of ons kan die wêreld kies. Dit is wat ons is. Ons is wat ons kies. En waar gaan ons heen? Waar ons heen gaan bepaal wat ons kies hier op die aarde. Die mense wat sê, dis dwaasheid die kruis, hulle kies om hel toe te gaan. Maar ons kies om hemel toe te gaan. Amen. Die kruis van Jesus maak dat ons hemel toe kan gaan. Hier, ons lewe in 'n gebrokene wêreld, gebrokene mense. Ons het elke dag met dit te doen. Iets wat baie verkeerd gegaan het in ons lewens. Almal sal saamstem. Ons het gerebelleer teenoor God. Hierdie kruisverhaal is geen intellektuele pad na God toe nie. Ons kan nie intellektueel, ons kan nie God uitwerk met ons verstand nie. Dis hoekom God ons die Heilige Gees gegee het. Want God se Gees lei ons en hy lei ons om ons te verstaan. Ons lewe in so lewe. Ons benodig God om die grens oor te steek. Ons kan nie die grens van hierdie wêreld waar ons nou lewe nie. Al hierdie probleme en probleme, ons kan dit nie alleen oorspruit nie. Ek het baie geprobeer.
Het julle al geprobeer om die wêreld oor te strek? Het julle al geprobeer om dinge, ek het geprobeer tot ek moeg en moedeloos geraak het. En toe besef ek, dat die kruis het die grens oorgesteek, en God het na ons toe gekom. En dit is die gebeure en die oorwinning van die kruis. Ons kan dit nie doen nie, ek kan nie my eie sonde vergewe nie. Paulus sê self, die goed wat ek wil doen, die goeie dinge wat ek wil doen, dit doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Dis in ons natuur om so te wees. Maar die kruis verander alles, en die kruis maak so, dat ons oorwinning kry. Die kruis bring oorwinning, dis genade van God, en dit word tentoongestel deur die kruis. Die voorbeeld van Jesus, om God se liefde te demonstreer deur die kruis. Jesus het God se liefde kom vir ons demonstreer deur die kruis. Wat het gebeur? Die disippels het Jesus, die seun van God, saam met hom beweeg. Wat het Jesus gedoen? Hoe het Jesus dan die oorwinning gebring? Net die sequence, ek gaan nou nie oor Markus alles praat wat daar gebeur het nie, maar een ding wat ek net wil uitlig. Toe die disippels saam gewees het, net 'n paar uur voordat Jesus gekruisig gaan word, wat het Jesus gedoen? Hy het opgestaan, hy het 'n handdoek gevat, om sy lyf gesit, en hy het begin om sy disippels se voete te was. Ek dink as dit in die wêreld is, as daar mense ingekom het, sal hulle sê, joh, maar hierdie disippels is daarom belangrik. Hulle het sommer 'n slaaf, iemand wat hulle voete was. Dis hoe die wêreld daarna kyk, maar dis hoe God Jesus gestuur het om sy disippels te voete te was. Hy was nederig. In die wêreld wil ons sê, ons het laasweek mos gepraat oor die soldate van die Romeine wat op perde gery het, dringend, en hulle was baie met geweld wil hulle keer dat daar nie probleme kom nie. Maar in die geestelike lewe is dit nie so nie. In die geestelike lewe is dit nederigheid. Jesus het gekom om nie om ons te oordeel nie, maar dat ons gered kan word. En redding gebeur nederig. Redding gebeur nie deur bekleierery nie. Ons kan nie mense red nie. As jou vrou of jou man drink en goeders doen, dit help nie om met hom beklei nie, meneer, sy gaan nie verander nie. Vra God, laat hy hulle verander. God verander mense, ek kan nie mense verander nie. En dis die Here, en hy het sy disippels se voete gewas, en Petrus sê, nee, maar u kan nie my voete was nie, u is dan die Here. Hy sê, as ek nie jou voete was nie, sal jy nie deel van my word nie. Toe sê hy, maar was sommer my hele lyf. Sê nee, die voete was is genoeg. So dis wat Jesus gedoen het. Hy het hulle voete gewas, en net voor dit, het Jesus na sy disippels gevat, na Getsemane toe. En wat het daar gebeur? Hy sê, bly julle net bietjie, so kom bid saam met my. Daar het 'n groot ding gebeur, 'n deurbraak. Ons moet ook by ons eie Getsemane uitkom, elkeen van ons. En Jesus het baie benoud geword, sê die woord. En hy het gebid, en hy het gesê, Here, help my, as hierdie beker verby kan gaan, maar nogtans nie my wil nie, maar u wil. Wat het hy gevra? Hy sê, Here, ek vra dat hierdie beker verbygaan. Maar Jesus het ook gesê, ek het gekom om gekruisig te word. Hy het die hele storie geken. Julle weet, ek dink is verskriklik om 'n siener te wees. Ek dink is verskriklik om te dink, jy weet wat gaan gebeur. Ek wil nie weet wat môre gaan gebeur nie, dit kan my bang maak, behalwe as dit goeie dinge is. As dit goeie dinge is, wil ek graag weet. Wil julle almal weet wat gaan volgende jaar met julle gebeur? Wil julle dit weet? Ek het die boeke gelees van Siener van Rensburg. Siener van Rensburg het geweet en gevoel wat dinge gebeur. Hulle sê een nag toe hy weggekruip in 'n doringbos, en hy het opgekom en hy het wild gelyk, hy het niks geslaap deur die nag nie. En deur die nag het God vir hom openbaar dat sy vrou en sy kinders by die kamp waar hy is, die kamp, dat hulle doodgemaak, dat hulle dood is. Ek wil nie daai goed weet nie, wil julle dit weet? Jesus het alles geweet wat hy moet gaan doen. En hy sê, nogtans nie my wil nie, Here, maar u wil. En toe hy klaar so gesê, toe staan hy op en hy sê, kom ons gaan. Toe is hy gereed en sê, Here, laat u wil met my geskied. Ek is gereed om te gaan, om gekruisig te word, sodat my mense, die mense wat in my glo, gered kan word, sodat hulle sondes kan vergewe. Dit was 'n baie intense ding. En elkeen van ons kom in 'n tyd van ons Getsemane, waar ons moet gaan staan en bid en huil, en vir die Here vra, Here, help my.
Het julle al in so 'n situasie gewees? Help my Here, help my, wat moet ek doen? Daar kom tye in jou lewe wat jy nie weet watter kant om te gaan nie, maar die regte kant om te sê, laat U wil geskied. Julle weet wat is die wil van die Here. Wanneer iemand na jou toe kom en hy sê vir jou, ek gee maar net 'n voorbeeld, wat voorbeelde, ek het julle al hierdie flieks gesien van hierdie mense, ek dwaal nou af, maar ek is nog daar, wat hierdie geld gee vir 'n ou en sê, hoor jy gee die geld, dan loop jy en die en daai, het julle dit al gesien? Omkopery en dit. Wat doen jy wanneer jy daar kom? Wat doen jy wanneer jy iemand gevang het met 'n gesteelde kar en hy sê kom na my baas toe en hy stap in die huis in en die baas sê luister man, moenie worry nie, alles is reg. Hy maak 'n tas oop vol geld, net so. Hy sê vat jy die geld, los die man nie, alles is reg. Wat doen jy? Vat jy die sak geld of sê jy nee, ek vat nie die geld nie pappa. Los maar jou geld. Hierdie man gaan tronk toe en dan kom ander mense en hulle vat die geld en jy sien die man loop buitekant toe. Ek het nie afgedwaal nie. Ek sê jy moet 'n besluit neem of jy die Here wil dien of nie. Wat doen jy as jy 'n jong man is, 'n mooi jong man en jy's mooi en aantreklik en jy's getroud en hier kom 'n mooi vrou na jou toe en sê luister man, die en daai, wat doen jy? Wat doen jy? Jy moet die regte besluit neem, kind van God. Jy moet sê dat U wil geskied en jy weet wat is die wil van die Here. Ek het afgedwaal nie, ek praat wat Jesus gedoen het. Hy het gesê kom ons gaan. En hy het geweet wat gaan gebeur. En toe Pilatus sê is jy die koning, toe sê hy, U sê dit. En toe, julle weet ek wil iets ook oor die hele storie vertel, dat julle mooi verstaan en die skades en al die mense wat daar geskree het, ons wil Barabbas hê en ons moet Jesus moet gekruisig word. Daar was nie so baie mense nie. Ek het gelees en die teologie het my geleer dat hulle sê daar was omtrent maar 10 of 12 mense. En daardie mense was geïndoktrineer deur die skrifleerders en die geleerde mense nie van die Romeine, van die Israeliete, hulle eie mense. Want hulle was bang gewees as Jesus in opstand kom, dan gaan hulle meer onderdruk te word. So dis 'n politieke ding gewees daar. So daai mense wat dit geskree het was hulle het vergadering gehou en as die mense moet inkom het hulle gesearch om te kyk of hulle nie wapens en goed het nie. So dit was nie 'n spontane ding nie. Dit was 'n ding wat gestage is en dis hoe dit gebeur het. En daar kon niks van gebeur het nie, want Petrus het mos weggehardloop en die ander disippels het weggehardloop, het Jesus alleen gelos, saam met mense wat geïndoktrineer is en sê nee, kruisig hom. En toe sê hulle, vat hom na Pilatus toe, dat hy gekruisig word. Jesus die gekruisigde. En Jesus het hulle voete gewas, hy het hulle geleer, hulle het wonderwerke gesien. Hulle het gesien hoe siekes gesond gemaak word. Hulle het gesien hoe storm stil gemaak word. Hulle het gesien hoe mense kos kry. Hulle het alles gesien. En hulle het ook gesien dat Jesus het gesterf vir hulle. Wat het hulle geantwoord? Hoe het hulle geantwoord daarop? Een man het Jesus verraai. Een het hom verlaat. Hulle het hom verloon. Hulle het weggehardloop van hom af. En Jesus het eintlik half alleenig gewees toe hy aan die kruis gewees het. Wat van vandag, kinders van die Here? Ons word gered, nie deur werke nie, ons moet dit onthou. Maar as ons aanvaar wat Jesus vir ons gedoen het, en dit uitleef, dan sal ons in die oorwinning van die kruis lewe. Ons moet aanvaar wat Jesus vir ons gedoen het, ons moet dit uitlewe, en dan sal ons in die oorwinning van die kruis lewe. Wat is die oorwinning van die kruis? Dit is oorwinning van sonde. God gee nooit op ons nie. Hoor wat ek sê, God gee nooit op jou. Dit maak nie waar jy is nie. Ek wil hê as jy iets net kan onthou vandag, wil ek dit vir julle sê, en ek sê dit vir myself. Henry, God gee nooit op aan jou nie. Waar jy ook al is, die Here sien jou waar jy is. En in jou omstandighede, of jy daar gekom het deur jou eie toedoen, of deur dinge, God gee nie op jou nie. Nooit. Dit is hoekom aan die kruis gesterwe, om vir jou te sê, ek sal nie opgee op jou nie. Dit maak nie saak waar jy is nie, dit maak nie saak aan wat omstandighede is nie, dit maak nie saak of jy dit self veroorsaak nie, of wat nie, God gee nie op jou nie. Hy sal nooit opgee op jou nie.
En God se bloed, sy krag van sy bloed verander nooit nie. Die krag van die bloed van Jesus word nooit minder nie. Daar kom 'n tyd van toets partykeer in ons lewe. Wanneer ons val of wanneer ons struikel, is God daar. Hy is die een wat ons optel. Partykeer gebruik hy mense. Ek het al gesien dat God mense gebruik wanneer jy val en in slegte omstandighede is. Selfs die Bybel sê, moenie bly wees soos 'n ander een wat val nie, want wie sê jy wat staan kan nie ook val nie. Elkeen van ons wat hier staan kan val. Dis niemand wat immuun is teen val nie. Daar's niemand wat immuun is teen sonde nie. Maar God gee nie op oor jou nie. Hy sal nooit opgee oor jou nie. Ons moet dit weet. Ons kom partykeer deur 'n tyd van toetsing. Partykeer deur 'n tyd van probleme. Partykeer deur 'n tyd van hartseer. Baie mense wat hier sit en ons het mekaar nodig. As jy deur 'n tyd van moeilikheid gaan, het jy miskien jou broer en suster wat langs jou sit of langs jou staan om vir jou te bid en jou op te hef. Want ons leef mos in die oorwinning van die kruis, waar Jesus vir ons gesterf het aan die kruis. Ek wil elkeen bemoedig, elkeen op jou plek. Ek ken nie die meeste van julle nie, en ek weet ook van mense wat deur moeilike tye gaan. Luister, God gee nie op oor jou nie. Nooit. Dit sê die woord van die Here. Hy sê, ek sal met jou wees. Ek sal jou nooit begewe of nooit verlaat nie. God sal jou nie verlaat nie. Jou wêreld om jou word geskit. Jou geloof word getoets en jy kom kort dit wat jy deurmaak. Die leuns van die duiwel vertel jou dat dit is klaar praat met jou, dit is klaar met jou. En die gees van die vlees bring hartseer, bring depressie. Onthou, ons het al oor gepraat dat vrees is nie van God af nie. Vrees is van die Here af. Vrees is nie van God af nie, is van die duiwel af. Verskoon my, help my bietjie. Ek weet, party van julle gaan baie keer dan kyk julle, dis reg, help my reg. Ek het myself nou reg gemaak. Kom ek hoor weer. Vrees kom nie van God af nie. Vrees kom van die duiwel af. Van God af kom, God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. Van God kom krag, liefde en selfbeheersing. Vrees is nie van God af nie. Depressie, moedeloosheid, selfmoord, neigings en kan jou beet kry, maar die Heilige Gees sal jou lei. Jy sal nie ondergaan nie. Maak nie saak wat jy deurmaak nie en waardeur jy gaan nie. God het gesê, hy het Jesus aan die kruis se laaste woord was, tetelestai, ek het klaar betaal. Meneer en mevrou, Jesus sê, ek het klaar betaal vir jou depressie, ek het klaar betaal vir jou selfvernietiging, ek het klaar betaal, staan op, die kruis, daar's oorwinning in die kruis. Ons moet opstaan van daardie goeters af, in die naam van Jesus. Preek ek mooi vandag? Ek preek nie mooi nie, ek preek soos die Gees my lei vandag. En die Gees sê vir elkeen van julle, staan op, moenie bekommerd wees nie, die Here is daar, hy sal jou nooit begewe of nou, en dit maak nie saak wat nie. As die duiwel vir jou fluister en sê, maar hierdie ding is onvergewigbaar, dis nie so nie. God kan jou vergewe. Dis vandag die tyd van oorwinning deur die kruis in Jesus se teenwoordigheid. Daar's mense wat nie geglo het nie. Die dag toe Jesus sterf, toe hy sy laaste asem uitblaas nadat dit donker geword het, en die hoofman oor 100 en een van hulle wat in charge was van die storie. En julle weet, daai tyd het hulle 'n gawe gehad, as jy dit 'n gawe genoem, om mense te martel. Here het hom geslaan, hulle het alles gedoen. En toe dit nag is, donker word, en toe sê die hoofman oor 100, waarlik, hy was die seun van God. Dit was die een wat in charge was van daai. Toe hy alles hierdie goed sien, ek is seker daarvan, hy het baie mense al so gemartel en aan 'n kruis laat hang. Maar toe Jesus doodgaan, toe sê hy waarlik, hierdie was die seun van God. Laat ons nie te laat besef dat dit was die seun van God nie. Laat ons dit sommer nou doen, voor ons op ons doodbed is, dat ons besef dat dit is die seun van God, Jesus. Die Heilige Gees sal ons lei, kinders van die Here. In 1 Johannes 1 vers 7 lees ons, maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan sal ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus reinig ons van al ons sondes. As ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, hoe wandel 'n mens in die lig?
Hoe wandel 'n mens in die lig? Dit is maklik om in die lig te wandel, om te sê om dit in die lig te wandel, maar dit is nie altyd so nie. Ek het al baie hierdie spreekwoord gebeur, dat my vrou sê, wanneer die deure toe gaan, weet niemand wat in daardie huis ingaan nie. En net jy alleen, hier wat hier sit, net jy alleen weet of jy in die lig wandel. Jy kan die donkerte wegskuif in jou lewe, maar tot op 'n punt. En daardie punt is ook by die kruis. Hy wat in die lig wandel, hy die in die woord van die Here sê, wat gebeur met hom as jy in die lig wandel? Dan het ons gemeenskap met mekaar. Ligwandel beteken gemeenskap met mekaar. En dit beteken ook, en die bloed van Jesus reinig ons van alle sonde. Die bloed van Jesus reinig ons van alle sonde. Jy moet in die lig wandel, en die Here se bloed sal jou reinig van alle sonde. Die bloed van Jesus aan die kruis vir ons gestort, dit is ons oorwinning. Die bloed reinig ons. Wat het ek gedoen, of ek voel, of alles net te veel word? Partykeer voel jy, dis te veel, ek kan nie meer nie. My straf voel te veel, selfs my kinders lei daaronder. Partykeer voel jy as gevolg van sondes en goed wat jy gepleeg het, lei jou kinders aan, dis te veel, jy kan dit nie doen nie. Jy moet jou verneder voor God, en God se genade is die toegang tot die oorwinning. Baie mense, kinders van die Here, as jy regtig sien, dit gaan nie goed met jou nie, dan is dit nou die tyd om voor God te gaan buig en sê, Here, wat is die probleem? Daar is geen veroordeling vir hom wat in Jesus Christus is nie, sê die Here. Geen veroordeling nie. No condemnation. Wanneer jy in God is, dan vergewe hy jou ten volle. En hy dink nie weer daaraan nie. So sê die woord. Hy vat jou sonde so ver as die ooste van die weste. Daar is geen plek vir dit nie. Hy gooi dit in die diepste van die see. Dieselfde sonde, selfs sonde na jou redding. Die sonde is onder die bloed. En ons leef nie in die verlede nie. Oorwinning is by die kruis, onder die bloed, beskikbaar vir ons. En Jesus het dit bewerkstellig. Net Jesus kan dit doen. Hy sê hy het klaar betaal. Jesus betaal vir die wat ek nie kan betaal nie, my sonde. Ek kan nie vir my sonde betaal nie, maar Jesus het betaal. Jesus het my lewe vrywillig, hy het sy lewe vrywillig vir my gegee. By Getsemane het hy die besluit geneem en hy het dit deurgevoer en hy het God se wil geken en dis hoekom hy na die aarde toegekom. Jesus se oorwinning aan die kruis is ook sy kinders, ons en jy en my se oorwinning oor die sonde. Ek bid dat elkeen van ons dit kan besef, maar dan weet ek moet ook iets, ek kan nie, dit is die volle prentjie, maar ek kan ook iets praat oor genade. Ek moet dit net byvoeg, sodat ons nie kan dink, genade is maar net om te doen wat jy wil nie. Ek sien baie van die jong mense vandag, en ek is bly vir julle jong mense, julle moet kerk toe kom, asseblief. Julle is die toekoms. Ek is die toekoms, maar julle is die toekoms vir die toekoms. Net om te sê dat ek is nog nie klaar nie. Die jong mense sê, nee, maar nou, die kerk judge my. Hulle sê dit en die en daai. Kinders, die kerk judge julle nie, nooit. Jy moet nooit voel julle is gejudge nie. Maar onthou, genade is genade en dit beteken nie dat jy kan doen wat jy wil nie. Dis baie belangrik om te besef. Ek kan nie doen wat ek wil nie, want ek sê ek is onder die genade. Genade is God wat sy seun Jesus gestuur het, sodat hy vir my gesterf het, sodat hy my sonde vergewe, maar ek kan nie aanhou sonde doen en sonde doen en sonde doen en sê nee, maar ek is onder die genade en die kerk met my nie judge nie. Ek hou aan om sonde te doen. Julle weet wat is sonde. Dit werk nie so nie. Jy kan nie net aanhou en aanhou. Daar moet 'n tyd kom waar jy sê ek is klaar met die goeters. En as jy klaar is dit moeilik. Maar wie gaan jou help?
Die Gees van die Here, God gaan jou help en die mense wat jy kan vertrou, hulle gaan jou help om totaal en al klaar daarmee te speel. En wanneer jy klaar is met sondes en te sê, die duiwel los jou nie uit nie, net soos Jesus jou nooit jou sonde vergewe elke dag, los die duiwel jou nou ook nie uit nie, julle moet dit weet, nie. Ek is al lank al op die pad, ek preek al lank al hierso, partykeer as ek hier staan en preek, al hoor ek die duiwel sê, maar hoe kan jy so praat, wat van dit en dat? As jy dit gelos het en is jy in die lig, kan jy vir die duiwel sê, wyk Satan, ek slaam met daai goed, ek gebruik dit nie meer nie, of ek doen dit nie meer nie, ek doen nie meer daai sonde nie, en dit maak my moontlik om hier te kan preek en te kan sê, want ek weet, die kruis, Jesus se bloed is vir my gestort, en sy bloed het my sonde vergewe, en ek staan hierso onder die teenwoordigheid van God se Gees, en elke kind van God, wat sy hart vir die Here gegee het, kan weet, ek staan of ek sit, in die teenwoordigheid van God, in die lig, die duisternis is sonde, die lig is openbaar, allerhande dinge en goeders in 'n mens se lewe, amen. Goed, ek is amper klaar, maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap, en dan die Here reinig ons van alle sonde. En 1 Johannes 16 staan daar, 16, hieraan het ons die liefde leer ken, dat hy sy lewe vir ons afgelê het. Aan die kruis sit ek by, en ons behoort ons lewens vir ons broers af te lê. Hoor wat sê die woord in 1 Johannes, hy sê, want ons behoort ons lewe vir ons broers af te lê. Wat beteken dit om jou lewe vir jou broers af te lê? Ek kan nie vir 'n ander man wat gevang is in die tronk gaan staan nie, ek kan dit nie doen nie. Om jou lewe vir iemand af te lê, beteken sodat jy vir daardie persoon kan bid, jy los jou lewensdinge, jy lê jou lewe af, as jy weet, iemand het probleme, dan staan jy in die nag op en jy bid vir daai persoon, jy bid vir jou kinders, jy bid vir dinge, dis hoe jy jou lewe af lê. Jy gaan nie aan met jou normale lewe nie, jy lê jou lewe af. Ek weet, hier is mense in die kerk wat hulle lewe af lê vir ander mense. Ek weet, hier is mense wat bid in die nagte vir ander mense, en jy kan sien jy sien die uitslag daarvan, deur die verandering van mense. Hoe kan 'n mens verander? Ek kan nie net so verander nie. Daar's mense wat vir my gebid het. Daai vrou, waar sit sy nou? Daai vrou wat daar sit, het 5 jaar vir my gebid. Sy het aangehou, sy het haar lewe vir 5 jaar vir my afgelê. En hier staan ek verkondig die evangelie, die goeie nuus van Jesus, deur die genade van die Here. Nie deur my eie nie, deur die genade van die Here. Kan ons amen sê daarop? En elkeen van julle wat gered is, daar's mense wat vir julle gebid het, daar's mense wat lief was vir julle en hulle lewe vir julle afgelê het. Vrouens, julle mans wat nie die Here dien nie, hou aan bid, hou aan, lê jou lewe af hulle. Jy sal sien, daar gaan 'n dag kom waar daai persoon verander. En ek het al oor die ding wanneer jou lewe verander, dan wil jy dit sê, dan sê jy dit vir iemand. Jou lewe kan nie verander sonder om te praat nie. En vergewe my asseblief, as ek aanhou met dieselfde storie, maar my ma het baie keer vir my rooi kappietjie oor en oor vertel, en ek het dit altyd gelike, toe ek klein was. Toe ek na my vrou toe gaan en sê, ek het my hart vir die Here gegee, opreg. Toe het sy sulke lang trane gehuil, en sy sê, vandag weet ek, as God in die hemel, wat gebed kan antwoord. Hou aan om te bid. En daardie persoon, wanneer jy jou hart vir die Here gegee het, jy kan nie stil bly nie. In die evangelie van Jesus is daar nie 007 geheime agente nie. Ja, maar ek dien die Here, maar ek vertel nie vir almal nie. Dit bestaan nie. Jy moet gaan en jy moet gaan, en dan is daar dinge wat gebeur in jou lewe. Jou vriende van die wêreld, hulle los jou. Hulle het my gesê, ek wil niks hê met jou uit te waai nie. Kyk hoe baie vriende het ek hier gekry, beter as die wêreldse vriende. En wêreldse vriende gebruik jou net en misbruik jou. Is dit so? Het julle wêreldse vriende? Dankie. So, nog een versie, dan het ons klaar gepreek, en ek bid dat elkeen van ons verstaan dan, wat beteken die kruis? Wat het gebeur aan die kruis, en wat is die oorwinning van die kruis? Ons het oorwin deur die bloed van die lam en die woord deur ons getuienis. Elkeen van ons hier is 'n oorwinnaar. Ek is mos 'n komstige trauma counselor, en ek het baie kursusse gemaak, honderde kursusse en goed. En die kursusse help my. En dan sê daar's drie as jy trauma beleef, is daar drie dinge. Eerste is jy slagoffer.
As jy 'n slagoffer is, dan is jy 'n slagoffer. Jy weet wat is 'n slagoffer. Jy is 'n slagoffer van jou omstandighede. Jy so en jy so. Die tweede is, jy kan nie by slagoffer bly nie. As jy by slagoffer bly, gaan jy nêrens heen gaan nie, dan is jy 'n slagoffer, 'n victim. Victim van die omstandighede. Victim om dit, victim om die wêreld, victim omdat jou pa jou geslaan het, en victim om, het jy al gehoor, mense praat altyd, maar dit gaan nou sleg met my. Ek het 'n vroutjie, 50 jaar terug het daar iets in haar lewe gebeur. Sy sê nou nog, ek is 'n slagoffer as gevolg van hierdie dinge, dis hoekom ek so is. Dis hoekom ek nie werk kry nie, dis hoekom ek so is. Dis 'n slagoffer. Ons is nie slagoffers nie. Jy is 'n slagoffer, tweede is jy 'n survivor, jy het dit oorkom. Maar jy is net 'n survivor. Jy het oor die ding gekom wat met jou gebeur het, maar jy het dit gesurvive. Die derde ding, jy is 'n oorwinnaar. Wanneer word jy 'n oorwinnaar? Wanneer jy die kruis deel van jou lewe maak. Wanneer jy voor God staan en sê, Here, help my. Here, die Here vat jou sommer nou van 'n victim na 'n oorwinnaar toe. En ons almal is oorwinnaars. En die Here wil hê ons moet oorwinnaars wees. En hoe het ons oorwin? Deur die kruis. Die bloed van Jesus maak dat ons oorwinnaars is. Ek het baie keer vir mense hierdie goed verduidelik. En jy moet weet waar jy heen gaan. As jy nie weet nie, as jy 'n trauma beleef het en jy sit gestak daar, jy kan nie, jy bly 'n slagoffer, jy moet weet. En hoe word jy dan nou 'n oorwinnaar? Deur Jesus te vra, deur by die kruis kom en om te vra om jou te help. Weet julle wat die lekkerste vir my gewees? Ek was op vakansie en ek het hierdie goed met baie mense gedeel en alles. En ek het hulle gesê, as jy die dag wanneer jy 'n oorwinnaar is, dan weet jy mos wanneer jy 'n oorwinnaar, nê? Julle almal weet. Ek wil nie vra hande opsteek nie en niks nie. Julle wat hier sit wat oorwinnaars is, julle weet dit. Want God openbaar dit vir julle en jy kan dit sien in hulle lewe. Een keer het ek op vakansie gegaan en ek het hulle gesê, die dag wanneer jy oorwinnaar is, stuur my net 'n WhatsApp. Ek het met vakansie gaan, ek en my vrou. Daardie week het 3 mense my geskryf, WhatsApp. Hendrik is 'n oorwinnaar, Hendrik is 'n oorwinnaar. Die Here wil hê ons moet oorwinnaars wees deur die kruis. Elkeen van ons moet 'n oorwinnaar wees wat hier is. Ek wil hê dat julle moet dit onthou, God sal jou nooit verlaat nie, hy sal jou nooit begewe nie. En God se wens is dat jy 'n oorwinnaar moet wees. Dis die lied, dit is die kruis, dis die woord van die kruis. Dit is die kruis. Kom ek lees die laaste versie hierso. In Jesaja 53 vers 3. Hy was verag en deur mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankhede. Ja, soos een vir wie die mens sy gelaat verberg het. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Jesaja profeteer 500 jaar of voor dit wat gebeur het. Ek wil dit weer lees. Ons praat van Jesus. Hy was verag en deur mense verlaat. Sy disippels en die ander mense het weggehardloop om hom net so gelos. 'n man van smarte en bekend met krankhede. Ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg het. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Vers 4 sê, nogtans het hy ook sy krankhede op hom geneem en ons smarte, die het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag deur God, geslaan en verdruk was. Dit is wat Jesaja gepraat het van Jesus. Maar Jesus het dan aan die kruis gekom en alles verander. Is ons nie bevoorreg nie. Daar's baie, as julle die moslim en die ander mense, godsdienste se teologie verstaan, dis net Christene mense wat Jesus het en wat dit net Christene mense, moslems en dit, hulle erken Jesus as 'n profeet, maar hulle erken hom nie as die een wat aan die kruis vir ons sonde gesterf het nie. Jesus het vir ons sonde gesterf en hy wil hê elkeen moet 'n oorwinnaar wees. Ons is oorwinnaars deur Jesus wat ons die krag gee en dit is my laaste woord wat ek sê. Kom ons sluit die oë. O Here God, ons wil U dankie sê vir die kruis. Ons wil U dankie sê vir Jesus. Ons wil vir U dankie sê, Here,
dat ons al ons sondes na U toe kan bring en dat U ons vergewe. Dankie Here dat U wil hê dat ons moet meer as oorwinnaars wees. Ek wil hê dat ons, vir myself en elkeen wat hier sit vanoggend in hierdie diens, dat ons in 'n begeerte in ons hart sal kry, om die wat nie oorwinnaars is nie, laat ons oorwinnaars sal wees, deur God, deur die kruis, deur Jesus, dit wat daar gebeur het. Dankie vir die bloed van die kruis, dankie dat deur U wonde daar genesing vir ons gekom, genesing van ons liggaam en ons siel en ons gees, en die bloed van Jesus reinig ons. O Here, dit is eintlik bonatuurlik. Bonatuurlik. Ek bid dat die Gees van die Here hierdie bonatuurlike gebeurtenis aan elkeen van ons sal openbaar en dat elkeen sal besef, dankie Jesus vir dit wat U vir ons gedoen het, want werklik U is goed vir ons. Help ons dat ons so sal lewe as oorwinnaars. Here, ons wat vasgevang is in dinge, maak ons los van dit in die naam van Jesus. Dankie dat die woord sê, dis die Heilige Gees wat ons oortuig van sonde en geregtigheid en oordeel. Here, mense kan ons nie oortuig nie, dis die Heilige Gees. En dankie dat ons vry uitstap uit hierdie kerk uit vandag in die naam van Jesus. Dankie dat die woord van die Here nog waar is toe hy in die tempel opgestaan het en gesê het, ek het gekom, Jesus het gekom, sodat die wat gebroken van hart is genees sal word. Soos die wat in gevangenisse is, vry kan uitgaan. Dankie Here dat ons vry kan uitgaan. Dankie dat die gebroke harte genees. En ek het gekom om die aangename jaar van die Here te verkondig. Dankie Here dat ons bevoorreg is om nog steeds nou in die aangename jaar van die Here te kan lewe. Dankie dat U gesê het, Jesus het gekom sodat ons lewe en lewe in oorvloed kan hê. As gevolg van die kruis, dat ons kan wees, Jesus is my gebed soos Paulus, ek verkondig Jesus, die gekruisigde, die een wat oorwinning vir ons bewerkstellig, wat ons nie kan doen nie, doen God vir ons lewens, ons is so bevoorreg, dankie Jesus, ek bid dat U die naprediker van die woord sal wees, in Jesus se naam, amen, amen, dankie.